Die van julle wat julle Bybels hier het, kan so lank oopmaak by Efesiërs hoofstuk 6. Ons sal later daaruit lees. Ek staan hier en sing vanoggend en ek vanoggend toe ek besig is om klaar te maak daar by die huis en ek kom toe nou maar net op hierdie ou vraagie op, sommer maar net so vir interessantheid, sommer maar net so om die gedagtes te prikkel. As jy vandag kon preek, wat sou jy vir mense wou sê? As jy vandag die geleentheid gehad het om agter 'n kansel te kan kom staan en met mense te kan kom praat vanuit die woord van God, wat sou jy vir hulle sê? Sou dit iets wees wat jy dalk wou sê? Of sal jy wag op die Here en vir die Here vra, Here, wat wil U sê? Sal jy dalk so 'n bietjie kompak slaag gee hier van vooraf? Of sal jy woorde van troos wil gee? Wat sou jy wou hoor? Sal jy wil preek wat mense, dalk wat jy dink mense sal wil hoor? Of sal jy vir hulle wou gee wat jy ervaar nodig is vir hulle om te hoor? Ek dink aan die woorde van Petrus, woorde van Jakobus, ook Paulus. Daar is baie waarskuwings in die Nuwe Testament wat sê julle moenie vinnig wees om te praat nie, maar vinnig om te luister. Moenie vinnig 'n leermeester wil wees of 'n saak wil beoordeel nie, want die oordeel op jou sal groter wees as op die ander. Om die woord van die Here te bring is 'n baie verantwoordelike taak. En dit is iets wat met groot sorg gedoen moet word en dit is natuurlik ook die begeerte van my hart om dit so te doen. Ek wil vandag met julle praat oor die onderwerp onsigbare wêrelde. Onsigbare wêrelde en onsigbare oorloë. Onsigbare wêrelde, onsigbare oorloë. Wanneer ons die Bybel lees en ons het die Bybel fisies by ons en ons lewe in 'n fisiese wêreld waar ons goed met ons oë kan sien en met ons hande aan kan vat en met ons ore kan hoor, met ons neus kan ruik, met ons lyf kan voel en met ons mond kan proe. Ons leef in 'n fisiese, sigbare wêreld. En wanneer ons die Bybel lees, dan sien ons van mense geroep deur God, mense onder die inspirasie van die Heilige Gees, maar ook mense onder die inspirasie van die bose, wat in die fisiese wêreld lewe en sekere dinge doen. Ons lees van God se openbaring binne in die fisiese wêreld waar binne in ons lewe, maar wanneer ons die Bybel bestudeer, dan sal ons ook sien dat die Bybel aan ons bekend maak dat daar 'n onsigbare wêreld is. Amen. Daar bestaan 'n onsigbare wêreld, 'n geestelike riekelm, 'n wêreld wat teenaan hierdie wêreld is waarin ons leef, maar ons kan dit nie met ons oë sien nie. Kan dit nie met ons ore hoor nie, ons kan dit nie met ons liggaam voel nie, met ons mond proe of met ons neus ruik nie, maar dit bestaan. Ons lees van God wat gees is, en ons lees van God wat die onsigbare God is, maar ons weet, hy bestaan. Hy lewe in die geestelike riekelm en hy's ook teenwoordig in die fisiese riekelm, maar ons kan hom nie sien met ons oë nie. Die Bybel maak aan ons bekend dat daar engele is, geestelike wesens. Soms verskyn hulle in die vorm van 'n mens, maar wanneer jy daar na hulle geestelike liggame gekyk word, het ons hierdie wesens wat vlerke het. Sommiges 4 vlerke, sommiges 6 vlerke. Sommiges het 'n swaard in hulle hand van 4, ander bestaan heeltemal uit oë. Hierdie misterieuse wesens wat ons nie met ons oë kan sien nie, maar wat bestaan in 'n onsigbare wêreld. Ons lees van die aardsengele, nê?
Michael en Gabriel, die boodskapper engel. Ons lees van die serafs, hulle met die 6 vlerke wat die heiligheid van God besing. Ons lees van die gerubs met die swaard, met die 4 vlerke, verskillende engele en selfs in hierdie engele mag is daar ook range. Dit is 'n georganiseerde engele skare. Ons lees in die Bybel van die Here se leerskare, hierdie weermag van engele wat nie gesien kan word nie, maar wat bestaan in 'n onsigbare wêreld. Magtige engele, kragtige engele wat deur God vermoë gegee word om sekere dinge te kan doen. En ons sien ook dat daar bose magte is. Demone, hoof oor demone, en dan Satan ook homself, in die geestelike, onsigbare wêreld. En dan wanneer ons die woord bestudeer, dan sien ons dat daar ook maar 'n wisselwerking is tussen hierdie 2 wêrelde. Daar is dinge wat gebeur in die geestelike riekelm, wat 'n uitwerking het op die fisiese riekelm. En ook dinge wat in die fisiese riekelm gebeur, wat 'n uitwerking het op die geestelike riekelm. Dink byvoorbeeld aan Daniël, toe hy gevas het, vir 3 weke lank, en toe verskyn die engel aan hom, en die engel sê vir hom, hy wou eintlik al vroeër by hom gewees het, maar hy moes eers veg teen die prins van Persië, die bose mag oor daardie streek. En dan sê hy vir hom, maar jy het gevas en gebid, en dit het my gehelp. Dit is vir my baie interessant, hierdie onsigbare wêreld en hierdie dinge wat in die onsigbare wêreld gebeur, selfs waar ons nou hier sit, gebeur daar dinge in die geestelike riekelm wat ons nie kan sien nie, maar dit het 'n uitwerking op ons en ons het 'n uitwerking daarop. Dink aan die volk wat geveg het teen die Amalekiete en hulle is besig om te verloor en hulle bid tot die Here en hulle soek die aangesig van die Here en die Here stuur 1 engel. En die engel swaai sy swaard en 186.000 mense van die vyand val dood neer. Ons weet nie of hulle die engel gesien het nie. Ons weet nie wie almal die engel gesien het nie, maar wat gebeur het is, dit het 'n uitwerking gehad op die mense. Geestelike wêreld. Daar's boeke daaroor geskryf, daar's klomp interessante dinge daaroor. Ek dink 'n mens moet versigtig wees wat jy daaroor lees, want daar is ongelukkig baie boeke uitgegee van mense wat uit hulle eie gedagtes skryf, en daardie goed is nie noodwendig Bybels nie, maar hulle maak dit amper asof dit gelyk is met die Bybel, en hulle het allerlei goeters, bly weg daarvan af. Ek dink nie die geestelike wêreld is iets waarin ek en jy moet gaan probeer intap en dinge daar probeer sien en doen en so aan nie. Dit wat die Here vir ons bekend gemaak het deur die Gees wat in die geestelike wêreld is, deur die Bybel is genoeg. Amen. Wat die Here vir ons wys uit sy woord uit, is genoeg. Ons het nie nodig om te gaan speel met goed waarby ons nie betrokke moet wees nie. Maar nou wil ek nog 'n bietjie verder gaan en sê ja, okay, daar is 'n geestelike wêreld, daar is 'n geestelike riekelm en ons gaan nou daaroor lees, maar ek wil ook sê dat elkeen van ons as mens het 'n onsigbare wêreld. Ek sien jou en jy sien my. My vrou is darem maar mooi, hè. My pragtige vrou, ek sien haar, sy is so mooi, dit is wie sy is, dit is hoe sy lyk. Ek ken haar want ons praat 'n bietjie, en ons fight partykeer 'n bietjie. Ek ken haar hart, want ons deel ons harte. Maar ek ken nie haar onsigbare wêreld nie. Want sy kan goed dink,
wat ek nie van weet nie. En so dink jy goed wat ek nie van weet nie. En so het jy vra wat ek nie van weet nie, waarvan jou man of jou vrou of jou kinders nie van weet nie. Elkeen van ons het 'n onsigbare wêreld. Ons het 'n gedagte wêreld, ons het 'n siel, ons het ons hart en daar gebeur dinge daar wat ander nie van weet nie. Ons is baie goed met maskertjies opsit ook, nê? Daarom my vrou, sy dra nie 'n masker nie. Skus, ek pik nou 'n bietjie op jou, ek gaan dit kry by die huis, nê? Daar's mense wat rondloop en in hulle onsigbare wêreld is daar 'n oorlog. Maar hulle sit 'n maskertjie op en sê alles is oukei.